Kom ons bid saam, en dan vra ons dat die Here die skrif ons sal oopbreek. Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons U lof kan besing, omdat U hierdie wonderlike genade van vryspraak aan ons openbaar het, dat ons dit kan beleef, en daarom sit ons vanmôre hier as wedergebore Christene, wedergebore mense, omdat ons hierdie ongelooflike genade ervaar het, doordat ons deurspoel het. En ons het daarop reageer, Here, deur U lof te besing, en om U beter te leer ken, en waar ons nou vanmôre uit die skrif uit lees, bid ons met opregte harte, dat U die skrif ons sal oopbreek, dat U ons verstand en ons harte sal open, vir dit wat U vir ons wil sê vanmôre. So mag U spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Nou gemeente, net so kort inleiding, voordat ek vers 19 vir julle lees. Weer eens, oom James, dankie vir verlede Sondag, en dankie dat oom vir my ingestaan het, en dit pas eintlik so mooi in, dit wat Dominee James verlede Sondag met U gedeel het, oor ons vryspraak en ons vergifnis in die Here Jesus Christus, en natuurlik, weet jy of julle dat agterkom nie, ons is so bietjie in 'n mini reeks, waar ons praat oor die nuwe verbond, en dat ons mense is van die nuwe verbond, en dat dit in die Hebreërs boek aan my en jou geopenbaar word, maar ek wil julle net herinner, dat jy gaan nie lekker die Hebreërs konteks verstaan, die Hebreërs brief verstaan, as jy nie lekker die Ou Testament onder die knie het nie. Nou ek sê nie daardeur die geslagsregisters van die Ou Testament nie, alhoewel hulle belangrik is, maar meer die teologie, en hoe hulle eintlik as kerk, of hoe hulle dit genoem het, tempel, gefunksioneer het. Want onthou nou, julle gaan nou veral wanneer dit by vanoggend kom, gaan julle hoor, dat die Here Jesus Christus het vir jou vrye toegang tot die Vader bewerkstellig. Dit is wat Christus se offer kom bewerk het. Ja, dit is hoe ons moet reageer. Passie. Want, as julle sal onthou in die Ou Testament, was daar nie vrye toegang tot die Vader nie. Daar was heeltyd middele in plek gestel om dit vir die mensdom baie duidelik te maak, dat ek en jy verwyder is van God. Dat daar skeiding is tussen God en my en jou. En die rede vir daardie skeiding is baie duidelik, dat die Here is heilig en goed en liefdevol, en die mens is gefalle en rebellieus en opstandig. En daarom is die tempeldiens in plek gestel om dit vir my en vir jou duidelik te maak. Daarom is die offerkultus in plek gestel om dit vir my en vir jou duidelik te maak, dat sonde is 'n ernstige ding waarmee die kerk vroeg en worstel nog altyd. Een van die vreesaanjaendste tekste, en eintlik die bejammerendste teks vir my in die hele Bybel, is waar die Here in Genesis sê, ek is spyt, ek het die mens gemaak. Sjoe. En ten spyte daarvan, broer en suster, ten spyte daarvan dat dit is hoe die Here voel, wanneer hy na ons goddeloosheid kyk, wanneer hy na die wêreld se goddeloosheid kyk, is hy nog steeds so lief vir sy uitverkorenes, dat hy sy seun stuur om die uitverkorenes te kom verlos, om die uitverkorenes vry te spreek van hulle sonde. Dat daar te midde van hierdie goddelose geslag, soos Paulus het aan my en jou openbaar, vir hom 'n oorblyfsel sal wees wat hom verheerlik, wat hom liefhet en wat hom dien. So, ter inleiding gaan julle nou vanoggend hoor van die tabernakel, dat dit uit 3 dele bestaan het. So ek wil net die prentjie vir julle skets voordat ons by die skriflesing kom. Julle weet in die Ou Testament toe die tabernakel in plek gestel is, het God gesê julle moet dit op spesifieke maniere in plek stel. Dit moet so lank wees, dit moet uit dit gemaak word, en dan moet daar verskillende doeke wees, voorhangsels wat die verskillende areas van mekaar skei. Die algemene area waartoe ek en jy as normale mense kon gaan om ons offer te bring voor die Here vir ons sonde. Dan was daar 'n heilige gedeelte waar die priesters in beweeg het, en hulle het offers gebring namens die volk. So hulle het opgetree as tussenganger tussen God gemeente. En dan was daar die allerheiligste gedeelte waar die ark van die verbond gehou was, en die bedoeling daar agter was God se teenwoordigheid is in die allerheiligste. En dan het die hoëpriester 1 keer die jaar daarin gegaan met so 'n tablet wat hy gedra het met 12 edelstene op om te verteenwoordig die 12 stamme van Israel. So namens die hele volk 1 keer die jaar gaan hy in die allerheiligste in om 'n offer te bring vir almal en homself natuurlik. En dan, soos ek al vir julle geleer het, het hulle 'n tou om sy lyf vasgemaak, want die verwagting was, as jy in die allerheiligste ingaan, en jy is in God se teenwoordigheid, is daar 'n baie sterk moontlikheid dat jy gaan sterf. Want so heilig is die Here, so groot is daardie gaping tussen God en mens.
En dan kan die ander priesters nie ingaan en dan trek hulle sy lijk uit deur middel van die tou. Dit was die bedoeling. En dan wat gebeur met Christus se kruisiging? Toe daar 'n aardbewing was. Wat het met die voorhangsel gebeur? Hy het geskeur van bo na onder. Wat vir my en vir jou 'n indikasie gee dat dit is 'n goddelike inisiatief dat die voorhangsel skeur. Maar ek wil net vir julle sê, dis nie die enigste plek in die Ou Testament waar ons oor sluiers lees nie of 'n voorhangsel lees nie. En waar ons vanoggend gaan gesels, gaan oor intimiteit. En dis wat ek wil hê julle moet asseblief huis toe vat vandag. Al vergeet jy al die ander dinge, wat ek wil hê jy moet hoor primêr, is dat jy het vrye toegang, jy kan met vrymoedigheid tot God nader, want jy het 'n ewige middelaar wat in die hemel is. En dis ons Here Jesus Christus. Dis hoekom in die gereformeerde tradisie ons nie die gebruik het, dat jy byvoorbeeld na my toe kom, en dat ek en jy in 'n hokkie gaan sit, en dat jy vir my jou sondes bely, en dan sê ek vir jou wat jy moet doen om dit reg te stel. Want ek is nie die middelaar tussen God en gemeente nie. Dis net Jesus. Dis net Jesus. Hy is die ewige middelaar. Jy kan tot hom nader. Self. Jy het nie 'n mens nodig om dit vir jou te doen nie. Hoor julle die intimiteit? En dis wat die voorhangsel se skeur vir my en vir jou simboliseer. So, kom ons lees Hebreërs saam en dan gaan ons na Eksodus toe gaan en dan na 2 Korintiërs hoofstuk 3. So die Hebreërs skrywer sê vir my en vir jou broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen en dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofssekerheid. Dit pla glad nie, julle moenie bekommer nie. Volle geloofssekerheid. Hierin wil ek net vir julle twee goed sê. Kan julle hoor die tipe ingesteldheid wat ons behoort te hê wanneer ons tot God nader? 'n Ingesteldheid dat ek ongelooflik dankbaar is in opregtheid dat die Here my vrygespreek het. Aan die een kant, aan die ander kant volle geloofssekerheid dat Christus se verdienste aan die kruis was volmaak, is volbring. So die verwagting is nie dat ek en jy tot God nader om 'n offer te bring vir my en jou sonde nie. Die offer is reeds gebring. Die offer is reeds gebring. En jy kan met sekerheid nou tot God nader en eintlik net vir hom sê dankie. Dankie hiervoor. Dan as ons verder lees, ons harte, sê hy, is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Vers 25, ons moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Net tot sover. Nou hierin wil ek net vir julle sê, wanneer ons byvoorbeeld, wanneer ek met baie gelowiges gesels, dan kry ek af hierdie persepsie, indruk, dat baie mense dink God in die Ou Testament was baie meer prominent. In die Ou Testament, as die mense met die Here te doen gehad het, dan was daar wonderwerke wat gebeur het, jy was deeglik bewus van sy teenwoordigheid. As jy byvoorbeeld dink aan Moses se storie, want ons gaan nou na Eksodus toe, is dit nogal volop in sy verhaal, hoe God magtig aan die beweeg is. Hy roep vir Moses deur 'n brandende bos. En dan wanneer hy die volk uit Egipte uitlei, dan kom hy in 'n vuurkolom af en hy lei sy volk snags na waarheen hulle moet gaan. En nou gaan julle lees in 34, wanneer Moses na hom toe gaan om die 10 gebooie te ontvang, wanneer hy afkom, hoe lyk sy gesig? Dit skitter van die heerlikheid van God. Soveel so dat wanneer hy ook die Here met die mense praat, dan sê die Israeliete vir Moses, asseblief kan jy vir God vra om op te hou met ons praat. Want is vir ons vrees aanjaend. Dit voel vir ons die aarde skud van die Here se teenwoordigheid en ons wil eerder doodgaan. Kan hy met jou praat en dan kom sê jy vir ons wat die Here van ons verwag. So as jy ooit gewonder het hoekom die Here nie meer in stereo met ons praat nie, dis hoekom. Dis te scary. God is groot
en almagtig. En ek dink as Christene, broer en suster, wil ek hê jy moet in die week bietjie daaroor gaan dink, dat ja, jy het vryheid in Christus, en ja, jy het die voorreg om tot God te nader enige plek, enige tyd, maar ons moenie God verkleineer in ons gedagtes nie. Ons moet waak daarteen. God bly steeds heilig. Heilig, heilig, heilig is die Heer God almagtig. Dit het nie verander nie. En ek en jy is skepsels. Ons is deur hom geskape vir sy heerlikheid en sy glorie. Dit het nie verander nie. Maar in sy grootheid openbaar hy homself aan my en jou as 'n Vader wat hom oor ons ontferm. As 'n seun wat sy lewe vir jou kom gee as skuldoffer. As die Heilige Gees wat in jou en my kom woon, 'n trooster. Is dit nie kosbaar nie? So kom ons gaan na Eksodus om hierdie beginsel vir julle mooi duidelik te maak oor die voorhangsel wat dan nou geskeur het in Eksodus 34. Dit is net 6 versies wat ons gaan saam lees. So vanaf vers 29. So Moses het nou opgegaan na die berg toe, Sinaï, en daar het hy God ontmoet en God het vir hom die 10 gebooie gegee. En nou kom hy af. Dan sê dit vers 29, toe hy van Sinaï berg afgaan met die 2 plat klippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was, die 10 gebooie, was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby hom te kom. Hoor julle die reaksie wat dit ontlont het in mense se harte is vrees. Vrees vir dit wat hulle sien. Okay, maar hier is nou 'n belangrike beginsel wat ek wil hê julle moet raak sien. Hulle was bang geweest. Vers 31. Eers toe Moses hulle nader roep, het Aaron en al die leiers van die volk na hom toe gekom. En hy het met hulle gepraat. En daarna het al die Israeliete nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here vir hom op Sinaï berg gesê het. Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy sy gesig met 'n doek toegemaak. Wanneer Moses na die Here toe gaan om met hom te praat, verwyder hy die doek na sy terugkoms. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir die Israeliete wat die Here hom beveel het. Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die doek oor sy gesig totdat hy weer met die Here gaan praat. Nou, ek en jy kan hierdie lees en dis interessant, dit is dalk mooi, maar ek wil graag hê julle moet hier 'n skakel sien. Sluiers in die Bybelse konteks het 'n bedoeling gehad om heerlikheid te bedek. Dis sien julle dit in hierdie konteks. So Moses, wanneer hy met die mense gaan praat, is die heerlikheid van God so groot dat dit die mense bang maak. En dan bedek hy daar die heerlikheid. Maar wanneer hy tot God nader, wat doen hy met die doek? Hy haal hom weer af. So die gedagte wat ek wil hê met hier raak sien is, dit wat die Ou Testament vir my en vir jou uitstraal, uitbeeld, is 'n heerlikheid van God wat besig was om te verdwyn. Hoor julle dit? Besig was om te verdwyn. Hoekom? Want soos julle vir Paulus ken, sê hy telke maal in die Nuwe Testament dat die ou verbond moes vervang word. Daar kom 'n nuwe verbond, 'n beter verbond wat deur Christus in plek gestel gaan word. En dat die heerlikheid wat saam met daardie verbond kom, die eerste ene oortref. So wanneer julle gaan dit nou sien in 2 Korintiërs, wanneer Moses sy kop bedek, gaan dit eintlik daaroor dat hy nie wou gehad het dat die volk moes sien dat die glans van sy gesig wegraak nie, minder word nie. Hy het nie vir altyd geskitter nie, het hy. Hy het op 'n stadium opgehou skitter. Dis die bedoeling. Die Ou Testament is die skadubeeld van dit wat sou kom, wat in Christus aan my en jou geopenbaar is. Nou die rede hoekom ek hierdie vanmôre vir julle wil sê, is omdat ons baie keer die versoeking kry in die kerk, dat ons dink die Ou Testament is beter as die nuwe een. Baie gelowiges dink dat as hulle die wette en die rituele en die gebruike van die Ou Testament nakom, dat dit hulle nader gaan bring aan God en dat hulle van hierdie heerlikheid wat ons van lees in die Ou Testament gaan ervaar. Dis nie so nie. So kom maar soveel mense aanlyn is wat hierdie tipe goed preek en dat hulle 'n groot volging. Die rede is mense soek iets tasbaar waarna hulle kan vashou. En aan die een kant soek mense iets wat hulle kan sê ek verdien my plek in die hemel. Ek het daarom hierdie goed nagekom. Né? Net is wat ons dink baie keer. So kom ons gaan na 2 Korintiërs toe asseblief. 2 Korintiërs 3. Ek wil hier vir julle lees van vers 7 af.
2 Korintiërs 3 vanaf vers 7 sê die apostel Paulus, die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Dis hoekom Moses se gesig geskitter het. Okay, dit het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses geskitter, dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Heilige Gees geskied, dan nie wees nie. Die bediening waardeur die mens veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mens vrygespreek word, oortref dit verre weg in heerlikheid. Ons kan nie sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie, want dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Sien julle dit? Dat die Ou Testament gaan verbygaan. Dit wat in die Ou Testament aan ons geopenbaar word, gaan tot 'n einde kom en 'n beter verbond gaan in plek gestel word. Dit is wat vir ons in die hele Ou Testament voorgestel word. Maar onthou nou, as jy nie die Ou Testament verstaan nie, dan gaan jy nie so lekker die nuwe verbond verstaan nie. En soos ek vir julle verduidelik het, net weer eens 'n metafoor. Dis soos byvoorbeeld om na 'n toneelspel te gaan kyk, wat uit 2 dele bestaan met 'n pause in die middel, en jy kom eers so 10 minute na die pause in die auditorium in. En dan ewe skielik is daar 'n man wat geoffer word, en daar is die voorhangsel wat skeur, en al hierdie dinge wat gebeur, maar jy het eintlik nie 'n cooking clue hoekom hierdie goed gebeur nie. Want jy het die eerste gedeelte van die toneelstuk gemis. Alright, so ek wil julle net aanmoedig. Doen moeite om die Ou Testament te bestudeer in hierdie hoedanigheid, om Jesus beter te verstaan. So Jesus sluier wat Moses sy gesig mee bedek, sodat die glans wat besig is om te verdwyn, dat die Israeliete dit nie raak sien nie. Maar die wet, het julle nou gehoor, is vir hulle gegee. Hoekom? Deur die wet openbaar die Here aan my en jou, hoe erg verlore ek en jy is. Want as daar nie 'n wet is nie, dan kan ek en jy nie geoordeel word nie, want ons geen standaard waarteen ek en jy gemeet word nie. Maar nou dat die wet geopenbaar is, weet die mens hoe groot ons sonde en ons ellende is. Dis die doel van die wet. En daarom sê Paulus, wanneer die wet dan gegee word met hierdie heerlikheid waarmee dit gekom het, hoeveel te meer is die heerlikheid dan nie wat saam met die vryspraak kom nie. So gemeente, ek wil by julle pleit vanoggend dat ons dit ter harte neem, dat die heerlikheid wat in Christus aan my en jou geopenbaar word, deur die uitstorting van die Heilige Gees, is soveel groter as dit wat in die Ou Testament aan ons geopenbaar word. Want waar kan jy nou God gaan ontmoet? Enige plek, enige tyd. Hoekom? Want die Heilige Gees is uitgestort oor ons. So waar leef God nou? In jou en in my. En dit het 'n bepaalde implikasie. So kom ons lees dit saam, as ons nou verder gaan. Vers 12. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op, want ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Vers 14. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. So kan julle weer eens sien dat 'n sluier se doel is bedekking, is om ons te beperk, om ons terug te hou, maar nou in Christus word die sluier verwyder. Dit word aan jou geopenbaar, broer en suster. Word aan ons geopenbaar. Dan sê hy, vers 15, maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Net tot sover. Nou gemeente, in die bietjie tyd wat ons saam het, wil ek dit net vir jou opsom.
Ek en jy, die roeping waarop my in jou lewe is onder die nuwe verbond, is nie dat ons, soos die Here Jesus Christus sê, 'n lamp op 'n bergtop het wat ons toemaak onder 'n emmer nie. Dis wat ons baie keer doen in die kerk. En baie keer van die kansel af kan ons ook die uitwerking hê dat ons byvoorbeeld dink ons is verskriklik sleg en ons skiet heeltyd kort en ons is heeltyd hard op onsself en besig om onsself te gesel. Maar ek wil julle vanmôre inspireer om te sê, broer en suster, daar is momente in die kerk en meeste van die tyd glo en hoop ek dat ons die regte ding probeer doen. En dat ons die Here probeer verheerlik in dit wat ons doen. En wanneer ons dit doen, dan is dit hoe ek sien hoe hierdie ligglans uitstraal na ons gemeenskap toe. Dis wat dit beteken. Dis die implikasie. God leef nou in my, so oral waar ek gaan God saam. Dis die implikasie. Nou dit kan in jou hart dalk vrees ontlont, want dalk doen jy dinge in die donker wat jy nie wil hê mense moet van weet nie, maar God sien dit aan die een kant. Aan die ander kant, wanneer daar nie sulke dinge is nie, is ons wees soos ons oerouers Adam en Eva, naak voor die Here, want ek het niks om vir die Here weg te steek nie. Want ek is reeds vrygespreek. Hoor julle die vryheid, die verlossing? In Christus is ek vrygespreek voor God die Vader. En daarom verwag ek en jy nie oordeel wanneer die Here terugkeer nie. Ons verwag, soos ons vroeër gesing het, dat ons aan tafel gaan sit en dat ons hom gaan geniet tot in alle ewigheid. So, ons roeping is hierin opgesluit. Om te sê, die gaping wat daar was tussen God en mens, is deur Christus verwyder. Daar is nie nou meer daai gaping nie. Wanneer ons met opregtheid, geloofsekerheid tot God nader, is dit intiem. En hy soek dit. Dis hoekom hy ons gered het. Dis hoekom hy jou vrygespreek het. So, wanneer jy bid, wanneer jy jou Bybelstudie doen, dit is wat ons verwag. Ek soek intimiteit met die Here. Ek lees nie Bybel sodat ek hemel toe gaan nie. Maar 'n hartseer uitkyk op Bybelstudie. Ek doen Bybelstudie want ek wil die God van die Bybel beter leer ken. Dis hoekom ek Bybelstudie doen. Hoekom bid ek? Nie net sodat ek uitkomste kan kry in my lewe hier en nou nie, maar dat ek intimiteit met God kan geniet. Dis hoekom ek bid. En hopelik glo ons die Here gaan vir ons uitkomste gee, maar dit is nie die hoofpunt nie. Intimiteit is, verhouding is. Dis die punt. So, die heerlikheid wil ek hê julle moet raak sien. In die Ou Testament telke male word God se teenwoordigheid uitgebeeld deur middel van vuur. Moses in die brandende bos, die vuurkolom wat uit die hemel uitkom wanneer die Egiptenare hulle jaag, die vuurkolom wat hulle snags begelei. En wanneer hulle nou die tempel bou, die altaar vlam wat uit die hemel uit aan die brand gesteek is as 'n simbool van God se teenwoordigheid wat nooit geblus sal word nie. Vuur word heeltyd gebruik om God se teenwoordigheid uit te beeld in die Bybel. En die Heilige Gees is uitgestort in die middel van wat? Vuur uit die hemel uit om my in jou hart aan die brand te steek. Daardie tempelvlam wat op die altaar gebrand het, brand nou in my en jou. Oral waar ek en jy gaan, straal ons die heerlikheid van God. En ons sit nie 'n sluier om nie, ons haal die sluier af, sodat die mense kan sien hoe wonderbaarlik die Here is wat ons vrygespreek het. En ons wil hê die wêreld moet dit sien. Is dit nie so nie? So moet dit asseblief nie bedek nie. Laaste ding wat ek vanmôre vir julle wil sê, moenie inkoop in die leuen wat die wêreld vir my en vir jou wil oordra om te sê dat jou godsdienst is 'n private ding nie. En daar's geen plek vir jou godsdienst op die publieke plein nie. Ons Christendom is nie 'n private ding nie. Julle hoor dit, die sluier word afgehaal, want ons word gelykvormig aan die beeld van die Seun van God. Dis ons roeping. En dit is nie 'n private ding nie. Dit het 'n impak in jou huwelik, dit het 'n impak op jou werk, dit het 'n impak op hoe jy mense hanteer. Jy kan dit nie net in jou binnekamer hou nie. So moenie inkoop in daardie leuen nie. Ons is geroep om in die publiek te getuig van wie die God is wat ons liefhet, die God wat ons dien, die God wat ons vrygespreek het, en om vir die wêreld te vertel hoe wonderlik is dit, en dat daai heerlikheid straal in ons gemeenskap in. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanmôre kan hoor en mekaar kan herinner dat die sluier verwyder word, dat die voorhangsel geskeur het, dat U intimiteit met ons kom bewerk het, versoening met ons kom bewerk het deur ons Here Jesus Christus. En ek bid vir elke lidmaat vanoggend hier teenwoordig en ook hulle wat hierdie preek aanlyn sal kyk, is die pleidooi van my hart dat ons dit sal omarm, Here, dat U by ons is, elke tree wat ons gee, elke oomblik wanneer ek tot U wil nader, kan ek dit doen met vrymoedigheid, Here, want U is by my.
Ek bid Here dat U dit so aan ons sal openbaar dat ons eintlik met verwondering voor U sal staan. Want ten spyte van die grootheid en die heiligheid wat ons erken en bely, is U steeds naby aan ons nou. Leef U in ons deur die Gees. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om 'n hoëpriester te hê wat in die hemel sit en wat vir ons intree en vir ons pleit. Op grond van sy offer aan die kruis. Wat 'n voorreg, Here. Ek bid dat ons dit sal koester as 'n gemeente, dat die Here by my is en dat die Here my liefhet en dat U oor ons elkeen ontferm. En elkeen van ons loop ons eie paadjie. Het 'n roeping op ons lewe, ons huise sinne, dinge wat ons mee besig is. Maar ons wil U betrek by dit. En ek bid dat ons doen en dat ons daarom besef die Here sien wat ons doen en daarom doen ons dinge in die lig. Ons is mense van die lig en ons doen nie dinge in die duister en in die donker waar niemand dit sien nie. Aan die ander kant, Here, bid ons vir U seën op dit wat ons doen. Dis ons hartsbegeerte, Here, dat mense kan sien ons word gelykvormig aan die beeld van ons Here Jesus Christus en dat dit sal skitter en straal in ons gemeenskap in wanneer mense met ons te doen kry. Help ons daarin. Dankie, Here, vir die wonderlike bemoedigende wete dat U by ons is, in ons is en dat U saam met ons gaan. In Jesus naam. Amen.